ou dae moes mens vir weke aan een op 'n skip vaar om vreemde wêrelde te kan verken. Maar deesdae is dit 'n kwessie van sekondes danksy kuberruimte. En dit als in die gemak van jou eie koffieplek. Ek is Daniel van der Walt en elke week op Kousa gaan ons op soek na mense wat in vreemde lande vir hulle nuwe lewens gemaak het. So laat julle mense weet dat hulle ons hier kan vind en op die net. Begin by viatv.co.za of soek vir ons Facebook of Bakkiesblad, YouTube, Google+, Instagram en Twitter. #KousaVia. Vandag kuier ons eers by Vrystater Marliese Venter in Perth, Wes-Australië. En dan gaan ons oor Europa toe om besoek af te lê by Annelies Serfontein in Berlyn. Toe ons uit Kalgoorlie uit moes trek, was die eerste keer in my lewe wat ek voor die huis gesit in 'n eiland. As ek geweet het 8 jaar terug. Wat ek vandag weet, sou ek dalk nie die keuse gemaak het nie. Ek mis die mense, ek mis nie net my familie nie, maar my vriende en die warmte, die manier wat Suid-Afrikaners met mekaar omgaan, en daai kultuur van ons kan enigiets doen. Ek is self 'n Vrystater wat nou in die Kaap woon. So dit is vir my nogal lekker om vandag die Kopsie alumni Marliese Venter se storie vir julle te vertel. Sy het regte studeer, maar sy is nou 'n ma wat in Australië vir haar kinders self skool gee. Vir 'n rede wat jou hart sal steel. Sy vertel vir ons verder. Ek het in Welkom groot geword, na skool gegaan en my pa het gesê ek kan op enige plek op die aarde gaan studeer solank as wat dit in Bloemfontein was. Ek het in Bloemfontein Kopsies toe gegaan en daar regte gaan studeer. Ek en my man het ontmoet in Welkom. Ek was sy vriend se blind date en hy was my beste vriendin se blind date. Ek het glad nie van my blind date gehou nie. Ons het begin date op Valentynsdag daardie jaar en einde van die storie basies maar binne 'n jaar getrou. My kinders, Neil is 10 jaar oud. Hy is gek na televisie kyk, Minecraft speel en interessant, hy het ook 'n filmmaak kursus bygewoon. Dan is daar klein Shalom. Op hierdie oomblik dink hy maar net sy ou boet is kaas. So hy doen alles wat die ou boet dan doen, maar dit lyk vir my of die mannetjie nogal meer hou van wiskunde as sy ma en sy ou boet. En hy het ook nogal 'n geneigtheid om van musiek te hou. Australië bly darem maar een van die mees gewildste lande vir Suid-Afrikaanse immigrante. Ons het vir Marliese gevra hoe sy en haar familie nou presies in Perth opgeëindig het. Ons was nog nooit op, oor see nie. So hoekom gaan ons nie? Ons het die geleentheid. Dis 'n avontuur en ons het nodig om agter te kom waaroor gaan die Global Village waarvan almal praat. Hy is 'n siviele ingenieur en hy het baie ondervinding gehad in die slukdamme of tailings dams in Suid-Afrika. En dit is basies op grond van dit wat hy toe oorgekom het. Omdat ons gedink het ons gaan na 4 jaar terugkom, dink ek nie was dit vir ons so 'n verskriklike moeilike besluit. Maar ek dink vir ouens wat permanent en weet van die begin af dat hulle permanent oorgaan, is dit 'n baie groter besluit wat hulle het en ek ervaar die emosionele wroging waardeur hulle gaan is enorm. Ek was nog nooit oor see nie. Maar die gevolg is toe ons land in Perth, en die verkeersligte maak 'n geluid voordat jy oorloop. En dan hy tik, so dit gaan tik 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 en dan sit hierdie skreeugeluid en dan is dit soos 'n masjiengeweer wat maar jy ruk letterlik op aandag as die verkeerslig gaan. So daardie tipe goed en dan ek het altyd gedink ek praat baie goed Engels tot ek hier gekom het. Toe kom ek agter maar dit voel vir my dat die taal wat ek praat en die taal wat hierdie mense praat is 2 verskillende tale. Ja nee, ek stem saam. Dit is die klein alledaagse dinge wat mens so kan frustreer terwyl jy reis. Marliese vertel dat sy omtrent dom voorgekom het toe sy inkopies moes doen.
elke ding het 'n ander naam. Tog is alles hier wat in Suid-Afrika is, jy moet net weet. So as ek nou in 'n winkel ingaan, dan weet ek hier aan die buitewyke, by 'n Coles byvoorbeeld, wat baie is soos wat Checkers in Suid-Afrika is, sal jy nou weet, by 'n Coles is jou groente en vrugte is op die regterkant, en dan loop jy ver links vir al die gevriesde goed, en in die middel is jou lekker goed. So jy weet nou watter rakke om te vermy, maar aanvanklik, dan loop jy van die een rak na die ander rak, want jy soek 'n pakkie vlaapoeier, en jy kry die goed nie. En toe sy nou uiteindelik die vla en die rysrak kon vind, wat was haar en haar familie se grootste uitdaging in hulle nuwe land? Die Aussies aanvanklik het ek ervaar as baie aloof, maar hulle laat jou nie sommer net in hulle hartskamers in nie. En dit was regtig vir my moeilik om te connect met ander mense, want dit is altyd 'n geval van ek en hulle. Ons het net mekaar. Jy het net mekaar, en as jy nie saam, jy weet, klamp soos nat sand of modder nie, dan weet ek nie hoe jy dit doen nie, in alle eerlikheid. As 'n ou nie 'n eenheid is met so 'n emigrasie-storie nie, dan dink ek moet dit verskriklik moeilik wees. En ek dink dat dit is die ding is, so vir ons as 'n gesin, is ons baie sterker, want ons weet dat we've got each other's backs. Dis baie belangrik. Maar nou eers tyd vir handelsflitse. Na die breek vind ons hier uit op Kousa hoe Marlize en haar familie in Perth hulle struikelblokke takel. Dan gaan maak ons 'n draai in Berlyn en Amsterdam saam met filmmaker Annelie Serfontein. Co.za is Suid-Afrika se tuiste op die net. En Kousa is nou jou tuiste waar jy kan kom uitvind hoe dit met die Suid-Afrikaners wat landuit is gaan. Ons gaan eers terug na Vrystater Marlize Venter in Perth, Australië. Nou voor die breek het ons gehoor hoe vermoeiend dit kan wees in 'n vreemde land. Maar Marlize het iets baie eenvoudig tog uiters belangrik ontdek. En dit is eers toe ek regtig begin praat het van ons. So as ek praat van 'n cricketspan, die Aussie cricketspan, dan praat ek van ons manne. En as ek praat van die rugby ouens, dan is dit ons manne. En ek dink vir my het dit die aanpassing makliker gemaak as toe ek begin deel word en ek sien almal as my gemeenskap. En ek is nie meer 'n Suid-Afrikaner nie. Nou so van rugby en ons en hulle gepraat. Wanneer die Wallabies nou teen die Bokke speel, wie is dan nou ons en wie is dan nou hulle? Of soos die ou mense sou sê, hoeveel onsse in jou pond? Ek begin die Wallabies meer ken trouwens. Ek weet meer wie speel in die Wallabies span, maar moet my asseblief nie nou vra wie speel waar nie. Ek dink dit raak nou ons boys. Die land is regtig vir ons goed. So ek dink van my kant af is ek bly. En in alle eerlikheid, as die Springbokke teen die Wallabies speel, dan sal ek maar hoop die Wallabies wen. Ek sal nou nie skree nie, maar ek sal hoop hulle wen. So, ek sal salk nou 'n bietjie vyande maak met daai een, mind you. Marlize, ons gaan maak asof ons dit nie gehoor het nie. Nou, Marlize se gesukkel om vriende te maak het uiteindelik verdwyn toe sy 'n boek geskryf het. Haar boek, Die eerste 1000 dae van migrasie, is vrylik beskikbaar op haar blog marlizeventer.com. Ons dink almal ons stories is uniek. En dit is, maar ons is ook almal dieselfde. En dit het my gehelp in 'n mate om te sê, ag dankie tog, is nie net ek wat deur hierdie issues is nie. Want omdat 'n mens daai tipiese stoïsynse ding het van ek moet tog in stilte suffer, deel jy mos nie dit waarmee jy sukkel nie, want jy wou mos nou uit die land uit gegaan het. So as jy nou uit die land uit gaan, moet jy liewer jou mond hou en nie sê waarmee jy sukkel nie. En ek dink dat dit is wat die boek wou doen, om vir die mense te wys dat ons is nie spyt nie, maar dat dit moeilik is nog steeds. So
het geweldig mense ontmoet na die tyd wat die boek afgelaai het. Nou, na vele beproewinge en opdraande, het Australië uiteindelik vir hulle meer soos huis begin voel. Vir ons was dit in Kalgoorlie, waar ons gebly het, so 6 ure van Perth af. 'n klein gemeenskap van so 30,000 mense. Ek het na 'n koffiewinkel toe geloop en nog voordat ek betaal het, het hulle klaar my koppie koffie op die tafel neergesit waar ek gewoonlik gaan sit het om te drink. En dan weet jy, hulle weet van jou. Hulle sal vra hoe gaan dit en hulle is regtig geïnteresseerd, want jy loop al 'n pad saam met die mense wat daar is. So vir ons in Kalgoorlie, so 2,5 na 3 jaar, nadat ons hier aangekom het, het ek regtig gevoel, hierdie is my plek, is my mense. Maar toe breek 'n dag van hartseer en trane vir Marlize aan. Toe ons uit Kalgoorlie uit moes trek, was die eerste keer in my lewe wat ek voor die huis gesit en gehuil het, omdat ek moes trek. Ek het nog nooit, want ons het ek is 21 jaar getroud en ons het elke 2-3 jaar het ons na 'n ander plek toe getrek. Dis maar net hoe die mynbedryf is. Daardie was die eerste keer wat ek regtig nie uit 'n huis uit of uit 'n dorp uit wou gaan nie. En hoekom was dit nou juist so uiters moeilik om vir Kalgoorlie vaarwel te sê? Sjoe, ek het so baie van myself ingesit, in die mense in. Ek het 'n besigheidjie gehad wat ek regtig baie goed gedoen het, nie net finansiëel noodwendig nie, maar ek het dit ongelooflik geniet. Ek het 3D ultrasounds op babas gedoen en dit was een van die wonderlikste ervarings gewees om daardie kleine mensies te sien en dit aan hulle gesinne te kan wys. En so het ek in mense se huise ingegaan. Nou, Marlize het haar nuwe groep vriende in Perth op 'n unieke manier gevind. Sy het gaan klop aan die deure van 'n netwerk moeders wat soos Marlize ook van tuisonderrig gebruik maak. Ek wou nog altyd homeschool vandat ek gehoor het ek is swanger met my oudste seun. Hier in Australië, veral in Wes-Australië, is hulle baie goed gerad vir tuisonderrig. So dit werk meeste van die dae, behalwe wanneer my kinders 'n geweldige houding aan hulle het. So, dan wonder ek partykeer, en is dit 'n wonderwerk as hulle lewendig die aand in die bed klim, maar meeste van die tyd dan werk dit heel goed vir ons. Marlize vertel dat al woon hulle in Australië, baie van hulle lesse in Afrikaans is. Hierdie is ons eerste poging aan 'n sonoond. Buitekant praat ons Engels, maar in die huis praat ons Afrikaans. Ek kom agter my 10-jarige dink, die is al meer in Engels, en ek self, wanneer ek swaar goed vir hom moet verduidelik, dan sal ek baie keer oorslaan Engels toe, want dit is my woordeskat dan beter raak. Ek moet meer dink deesdae as ek Afrikaans praat, maar dit is belangrik dat hulle Afrikaans praat, want hulle oumas en oupas praat glad nie Engels nie. Nou, al het Marlize Venter haar nuwe wêreld en land omhels, is daar sekere goed wat mens net in jou moedertaal kan sê. Ek weet nie hoe om vir my kinders te sê I love you, as ek kan vir hulle sê, mama, so lief vir jou. En nou die een aand, toe kom my oudste enetjie en hy sê, en hy moet bed toe gaan, en hy sê, ek kan nie bed toe gaan sonder 'n swentjie en 'n drukkie van jou af nie. En hoe sê jy nou, 'n kies en 'n hug, terwyl 'n swentjie en 'n drukkie klink soveel mooier, dis mos jou hartstel. So, ja, ons het lief in Afrikaans, en ons beklei in Afrikaans, ons sal leer in Engels, maar lief hê en beklei doen ons in Afrikaans. Ons mense, ek mis my ma, en ek mis my skoonmense, ja, ek gaan sommer nou hartseer raak. Ons verlang na ons mense, jy kan nie 'n plaasvervanger kry vir jou familie nie. Jy is ingeskakel op Kousa, die enigste program wat mense wat land verlaat het, gaan opspoor. Nou gaan ons al die pad van Australië af Europa toe. Annie Serfontein woon in Berlyn in Duitsland. En terwyl ons haar besoek, gaan maak sy 'n draai in Amsterdam. Ek verlang elke dag na Suid-Afrika en ek verlang veral na die mense.
En die manier wat Suid-Afrikaners met mekaar omgaan, dit is 'n warmer nasie as wat die Duitsers is. Ek dink ek het baie tuistes. Ek dink as ek teruggaan Johannesburg toe en ek sien die blou lug, dan dink ek ja, dis my huis. Maar ek het ook op ander plekke in my lewe gewoon. Ek het in Amsterdam gewoon. Daar voel ek my ook baie tuis. Dit laat my dink aan my studentejare toe ek daar gestudeer het. Ek het baie tuistes, maar op hierdie oomblik is Berlyn vir my huis. Annelie is die dogter van 'n beroemde Suid-Afrikaanse joernalis, Henny Serfontein. Hy was verantwoordelik vir die oorspronklike onthullings oor die Broederbond. Nou deesdae is Annelie 'n suksesvolle filmmaker in Europa, waar haar pa se reputasie nie noodwendig altyd vir haar 'n hupstoot is nie. Partykeer is dit ook moeilik dat jy nie op jou dat ek nooit geweet het word ek aanvaar vir wie ek is, of word ek nou aanvaar omdat ek my pa se dogter is. Maar ek is natuurlik baie trots op hom en ek dink ook die besluite wat hy destyds in die 50er jare geneem het om met die Nasionale Party te breek, was 'n baie dapper besluit en ek weet nie of ek dit sou kon gedoen het nie, want jy het geweet dit gaan 'n baie eensame lewe wees. So my skooljare was vir my nie maklike jare nie, dit was moeilik en dit was baie keer baie, as ek nou terugdink, dink ek meer eensaam. Jy het nooit goeie vriende gehad of mense wat jy regtig kon vertrou nie, en weet later jare dat ek so standaard 9 was, het my ma kom oplaai by die skool en gesê, ja, daar's nou mense by die huis, maar julle mag nie hieroor in die skool praat nie, en daar sit die hele SWAPO interne leierskap. Om in Berlyn spesifiek te kon bly, was die grootste, moeilikste aanpassing die koue, want dis baie kouer hier as in die gedeelte van Duitsland waar ek van tevore gebly het, of in Amsterdam. So die koue, en ja, die donker dae van November tot Februarie, waar dit nooit regtig lig word nie, en daar mis mens dan die African skies en die warmte van die son op mense se vel. Baie keer sit ek dan musiek aan, so dit is Suid-Afrikaanse musiek wat ek dan na luister, of ek is ook baie gelukkig dat daar baie Suid-Afrikaanse, veral kunstenaars of mense wat kreatief is hier in Berlyn woon, en as mense dan weer met so iemand gepraat het of saamgewerk het, dan is dit sommer weer 'n tonic, dan dink jy is nou eintlik by die huis. Ek dink as ek in Suid-Afrika kan werk, dan sal ek baie sterk oorweeg om terug te gaan, maar ek was te lank weg, dan vergeet mense van jou. Ek dink kultuur. Berlyn is 'n ontsettende kulturele stad, en ek het permanent in die gevoel toe ek Berlyn toe getrek het van alles wat ek mis. Nou het ek weer dit gemis, en nou het ek die opening van daai exhibition gemis, en baie keer dan sit jy veral op 'n Woensdag of 'n Donderdag aand, en dan jy 3 goed wat jy eintlik na toe wil gaan, en jy weet nie watter een moet jy na toe gaan nie, en watter een jy ook al na toe gaan, nou hoor jy die ander een was lekkerder, en dit is wat ek dink ek ontsettend sal mis. Ek het die gevoel kultureel dat in Berlyn is ek eintlik in die wêreld. Ek weet wat in Afrika aangaan, ek weet wat in Asië aangaan, ek weet wat in Amerika aangaan, en dit kom alles hier so bymekaar. In Johannesburg of in die Kaap veral veel te insular. My maamheid het ek nog altyd by my chutneys, dit dra ek saam, my masala curries, dit koop ek ook elke keer as ek daar was, Ina Parman se produkte, so dit is eerder ja, so 'n bietjie die kos wat mense eet, en ek dink Suid-Afrika is ook 'n land wat al probeer mense hoe hard om daarvan ontslae te raak, jy raak nooit daarvan ontslae nie, dit bly by jou, jy wil altyd nog involved raak, jy is altyd nog bekommerd oor, wat gebeur nou in die land, dit is 'n land wat jou nie loslaat nie.
Daar's soveel stories wat nog nie vertel geword het nie en dit wil ek doen. Ek weet hierso ook in Oos-Berlyn waar daar soveel Suid-Afrikaanse bandelinge was, exiles en goed. Daai verhaal is nog nie vertel nie. Dis nou 'n soort van my mission op die oomblik. Annelie is 'n vrou met 'n mission, soos sy self sê, om ons stories in Europa te vertel. Maar eers tyd vir nog 'n breek. Bly ingeskakel op Kousa en vind uit hoe Annelie haar mission in Berlyn bereik. Welkom terug op Kousa. Elke week kuier ek die wêreld plat en dit vat net 'n paar koppies koffie. Nou, voor die breek het ons vir julle vertel van Annelie Serfontein in Berlyn. Nou, van al die films wat Annelie al gemaak het oor ons land, is die mees onlangse een van haar beroemde pa, Henny Serfontein, joernalis en vuurvreter, vir haar by verre die moeilikste. Hoe het sy dit reg gekry om hom te oortuig om die keer die fokus van 'n joernalistiese storie te wees? En net sommer enige joernalis nie, sy eie dogter. Ek dink nie ek het hom ooit ooreed nie. Ek dink dit was 'n stadige proses oor jare heen. Tot ons nou uiteindelik met die kamera by hom was en ja, hy was natuurlik baie knorrig en kon nie altyd sien hoekom nie en omdat hy self films gemaak het. Ek is Leo Gesleman, ek verstaan niks van films af. Ja, wat ek weet, 'n film is vir my, 'n dokumentêr is vir my, 'n man praat en dis die storie. Daai prentjies vir julle is stront. Om met jou eie familie 'n film te maak is ontsettend moeilik. Dit is die moeilikste. Dit het Tom Vasser, die regisseur van A Family Affair wat hier Itvag oopgemaak het, ook gesê alles wat hy oor film maak geleer het hy toe hy film oor sy familie gemaak het, vergeet. So en dit is ongeveer dieselfde met my pa. En veral as hy begin om te direk. Maar die boek se titel is From Rock to Kraut en dit is basies my journey van Suid-Afrika na Duitsland en om daar aan te kom en 'n baie kritiese blik op die Duitsers, want dit is baie makliker om die Duitsers te kritiseer as die Suid-Afrikaners en dan wil ek myself kritiseer. So dit was die eerste 10 jaar toe ek alles so met nuwe oë gesien het, veral hoe kinders grootgemaak word in Europa en hoe kinders in Duitsland grootgemaak word, die hele Duitse onderwysstelsel wat ek is. En ek het baie gesukkel om my kinders hier groot te maak want jy's altyd jy leef tussen twee societies en dit is vir die kinders ook baie moeilik as hulle ma baie Afrikaans is, baie streng is, goeie maniere vir haar belangrik is, dat kinders opstaan in 'n bus vir ouer mense, die deur oopmaak en hierdie Europese brats, my kinders se vriende het daar by ons op die bank kom lê in die sitkamer omdat hulle nou hangover is en die gordyne toegetrek in my huis sonder om my te vra. En ja, daar is dan weer my Suid-Afrikaanse gedeelte uitgekom dat ek heeltemal ballistiek gegaan het. En dit verstaan Duitse kinders heeltemal nie. Hulle dink dan jy is hierdie mal Afrikaanse anti want hulle het reg om enigiets te doen want hulle ouers laat hulle toe. Nou hier op Kousa laat ons nie toe dat enige iemand ons verlaat sonder die tradisionele versoek om 'n volkslied nie. Ek moet egter ons meer sensitiewe kykers waarsku dat Annelie se storie van Sari Marais sing saam met haar familie iets wat rof is. Maar ons het ook altyd klavier gespeel en dan saam gesing as familie. En dit is, Sari Marais is so ver van my hart, maar ek kan nie sing nie en my pa het dit baie goed opgesom toe ek so 12, 13 was en ons ry terug van die Drakensberge af, van vakansie af en ek is besig om te sing en toe sê hy vir my, Annelie, kom bestuur jy en dan pis ek in jou oor en dan weet jy hoe dit is. So ek dink nie ek moet sing nie, maar ja, dit is my Sari Marais so ver van my hart. Sari Marais, so ver van my hart. Kousa die program gaan elke week op soek na diegene wat hulle harte hier vergeet het. Elke week op kousa.co.za bring ons vir julle stories van Suid-Afrikaners in die buiteland.
So kom speel saam. Skryf vir ons by viatv.co.za of soek vir ons op Facebook, YouTube, Instagram, Google+, Twitter, #CozaVia. En julle sal sien, almal gaan nou Koza praat.